ken 'n naam, is kosbaar ver bo alles. Die naam verruk my wese deur en deur. Die wonder van die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Jesus dierbaar Heer. O, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, dierbare naam wat slawe kan bevry. Die enigste naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit weer bekoor. Die naam sal voortleef en sal vir ewig stand hou. Al sou koninkryke en al vorste val, die wonder van die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Jesus dierbaar Heer. Almal sing nou lekker hard saam. Kom ons sing dit uit. O, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, dierbare naam wat slawe kan bevry. Die enigste naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit weer bekoor. O, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus, dierbare naam wat slawe kan bevry. Die enigste naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit weer bekoor. Daar is geen naam wat my ooit weer bekoor. En ons almal sê amen. Vriende, baie welkom. Ek is bly dat jy hier is. Ek gaan die openingslied eers uitskakel. Ons kyk om af te sluit. Ek wil terwille van omdat daar teen verversings is, wil ek hier nou nie te lank hou nie. So ek gaan
Ek wil vir u eers baie welkom sê. Ek wil net dit graag sê, Arnold, ons is so bly dat jy vanaand hier is. Hy het 'n Vrydag deelgeneem. Wat 'n sport doen jy presies, Arnold? Ek gaan dit nou nie waag om uit te spreek nie, maar in elk geval, hy het 2 goud gekry en hy het nasionale klere gekry. Baie geluk. Ons is saam met jou bly, hoor. En ons manne het saam met hom gebid Saterdag en ons is so dankbaar dat die Here vir hom gehelp het en baie geluk nogmaals, hoor. Ek gaan nou vir die geleentheid gee dat ons die Here kan dien met sy tiendes en ons offergawes. Ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nooit eers een keer my kruis gedra nie, en niks eers te offer aan Jesus se voet. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, nooit eers een dag vir hom gewerk nie, en niks eers te offer aan Jesus se voet. Kom ons sê dankie, Here Jesus. Nogmaals baie dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie vir die voorreg om vir u te kan gee, Here. En ek wil bid dat u ook nou in hierdie oomblikke sal kom. En Here, wat 'n voorreg dat ons so om die woord kan kom sit. Dankie vir die Heilige Gees. Wat sou ons gedoen het as ons nie die Heilige Gees gehad het om hierdie woord vir ons oop te breek, sodat ons dit kan hoor. Hy wat my woord hoor en dit verstaan. U maak dit verstaanbaar. Maar in die proses is U ook in ons harte besig. Dankie, baie dankie daarvoor, Here. Kom seën ons vanaand saam. Dek vir ons stoel onder die kosbare bloed, want ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie. Nou vriende, vanaand wil ek gaan regtig, ek kan nie glo vanmôre die tyd het so vinnig geloop nie. Maar u kan saam met my na 2 gedeeltes toe blaai. Ek wil vir jou 2 verse lees in Matteus 4 en dan blaai saam met my na Handelinge hoofstuk 8. Matteus 4, ek wil vanaand wil ek net hierdie verse vir u lees in Matteus 4 vers 19 en 20 en dan Handelinge hoofstuk 8. Ek wil vanaand, dit wat ek vanmôre met u gedeel het, oor die vereistes van 'n sielewenner, wil ek vanaand nou prakties toepas in 'n man se lewe. Ek wil hom as voorbeeld gebruik en ook vir die uitdaag vir dit wat voor lê. Dat ons werklik ware 'n sielewenner sal wees, 'n gemeente wat siele wen vir Jesus. Hoor hierdie gedeelte. Môre het ek dit vir u genoem, Matteus 4 vers 19. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, dis nou sy disippels, ek sal julle vissers van mense maak. Hoekom het hy nie gesê volgelinge nie? Hoekom gebruik hy hierdie woordjie vissers van mense, nê? Maak. So jy moet hierdie 2 woorde omkring, ek sal, en nommer 2, jy omkring die woordjie maak. Hoor nou hierso, nê? Die een vertaling, die ou Afrikaanse vertaling sê, en hulle het dadelik. Jy omkring die woordjie dadelik, dis gehoorsaamheid. As hulle net die opdrag gekry het en gehoor het en nie gereageer het, is ongehoorsaamheid. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. Die een vertaling sê, en hulle het dadelik alles laat staan en hom gevolg. Alles. Nette was vir hulle belangrik, visvang was vir hulle belangrik, die skuite was vir hulle belangrik. Hulle is vissermanne. Hulle het alles, hulle het in hulle nette laat staan. Hulle het dadelik die nette laat staan. Kan jy jou indink? Wonder wat het ander gesê?
hierdie vreemde man, wat bied hy julle? Wat se beloning is daar? En hulle dadelik alles laat staan. Wonderlik wanneer alles nie meer vir jou en my belangrik is nie. Wat baat die mens? Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou wil ek hê, jy moet die Bybel oophou by Handelinge 8. En ek gaan vanaand, soos die tyd vir my toelaat, wil ek met u praat oor, laat ek net eers weer 'n aansluiting maak. Ek het vanmôre met u gepraat oor die 5 vereistes van 'n sielewenner, wat die Here van ons verwag. Almal het met 'n D begin, die 5 D's, 'n duidelike getuienis, 'n definitiewe ondervinding van reiniging, voordat ek vervul kan word met die Heilige Gees, 'n dringende las vir siele, en dan het ek 'n deeglike kennis van die woord, wat hy en ek moet hê, en dan 'n daaglikse gebedslewe, wat belangrik is. En 'n mens stel jou lewe in, en jy hoor God se woord, en dan is daar sekere verstellings wat jy moet maak, en ek wonder of daar verstellings was wat jy vandag moet maak. Hoor gou mooi, jy sal nooit daai effektiewe sielewenner vir die Here kan wees. Dis basiese 5 dinge wat ek vir u genoem het. As jy 'n sielewennerskursus doen, volledige ene, dan is dit baie meer wat jy moet onthou, wat jy moet toepas. Hier gee ek vir jou 'n resep, 'n basiese resep, waaraan u moet voldoen, om agter Jesus aan te gaan, en om daardie man en vrou te wees, wat deur hom gebruik kan word. Die vraag is, wil ons deur hom gebruik word? As ons deur hom gebruik wil word, daar is die 5 D's wat ek en jy net moet nakom. Ek wil vanaand met u praat oor die 7 eienskappe van nie net 'n sielewenner nie, hoor gou hierdie woorde, van 'n gemotiveerde sielewenner. Hoe lyk iemand se lewe wat gemotiveerd is? 'n gemotiveerde sielewenner. Nou jy met jou Bybel oop, ek het ook vir Gerard gevra, u wat nou nie die Bybels hier het nie, om dit vir my op die skerm te gooi, want dit is belangrik om dit in die Bybel te sien. So ek gaan die 7 baie vinnig vir u noem, want ek wil nou, soos ek sê, ek wil nie vir u onnodig hou nie, maar as daar iemand is wat 'n goeie voorbeeld was in die Bybel, van iemand wat 'n sielewenner was, maar wat baie gemotiveerd was, is dit niemand anders, sy naam is Filippus. En Filippus se verhaal vind ons juis in Handelinge hoofstuk 8, waar hy besig was, die agtergrond, hy's besig met 'n herlewingsveldtog. Nou ek het my baie ingedink, en ek het self by die vraag gevra, Here, sou ek dit doen? Sou ek so gehoorsaam gewees het, dat u my daarmee kan vertrou? Wanneer 'n mens herlewing gesmaak het, dink ek nie 'n mens wil dit onderbreek nie, nê. Sê nou maar, jy is vir 10 aande op 'n plek, en jy sien dat die Here werk, dan verleng jy dit na 2 weke toe, en jy sien hoe die Here werk. Hoor nou mooi, en ek noem dit vir jou, en ek gaan dit weer vir jou bewys vanaand, nê. Filippus is besig met herlewingsveldtog. Die Here vertrou herlewing aan hom toe, en wat doen die Here? Daar is 'n man op 'n eensame pad. En die Here gebruik Filippus, wat die spreker is op hierdie herlewingsveldtog, haal hy hier uit herlewing uit, en hy sit hom op 'n eensame pad, saam met die Ethiopiër, om daar die man na Jesus te lei. Nou sê ek vir u, terwyl ek voorberei het, sê ek, Here, ek weet nie of ek so gewillig sou gewees het. Dis lekker om te sien hoe mense by die Here uitkom. Lekker om te sien as jy uitnodigings maak, hoe kom mense, en hoe behoeftig is mense. Maar kyk nou hierdie man, ek noem hom Filippus, 'n gemotiveerde sielewenner. En hier is die heel eerste eienskap. Kyk gou wat sê vers 26. Vers 26 sê, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê. Want hy is nou hier besig, mense kom uit en hulle soek die Here, hulle vind die Here, en ewe skielik verskyn 'n engel van die Here met aan Filippus, en hy sê vir hom hierdie woorde, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza. Dis 'n eensame pad.
Wat sou jou en my reaksie gewees het? Is dit regtig die stem van die Here? Kan die Here so werk om my uit hierdie herlewing uit te haal? Jy moet dit gaan lees in jou stilte tyd. So die engel van die Here kom en hy sê vir hom hierdie woorde: staan op. En kyk, hier kom die heel eerste eienskap en jy kan hom aan merk in vers 26 en jy gaan dit sien. Die boodskap van die Here kom duidelik na hom. Hy het geweet dis die Here wat vir hom hierdie woorde sê: staan op en gaan. En daar's die eerste eienskap van 'n gemotiveerde sielewenner. Sy sensitiwiteit. Hy ken die stem van die Here. Hy's so ingestel en hy weet dis nou die Here wat met hom praat. 'n Gemotiveerde sielewenner is iemand wat sensitief is vir die stem van die Here. Het nie oor Filippus gegaan nie, het nie oor hom as spreker gegaan nie. Hy was so ingestel, hy was op die stasie. Ken jy die ou radiostasies, radio's? Jy het met daai knop so gewerk, hy het so gemaak. Tot jy op die stasie gekom en dan het jy dit baie mooi gehoor. By Filippus was daardie so toe die engel na hom toe kom en met hom praat, toe sê hy dis die stem van die Here. So fyn ingestel. Daar was by hom geen argument, geensins. Hy het nie teëgestribbel nie. Die feit dat die Here hom uit daai herlewingssituasie uit te haal, ten spyte van die feit dat hy verneem, dis 'n vreemde persoon, 'n eensame pad. Ag Here, dis dan so lekker om hier tussen mense te wees wat die Here soek. En jy hoor hoe bid daai mense en jy hoor hoe soek daai mense. Here, is lekker dat. Nee, hy het geen argument gevoer nie. Die Bybel sê hy het dadelik opgestaan en hy het gereageer. Die eerste eienskap van 'n gemotiveerde sielewenner, hy's fyn ingestel op die stem van die Here. Here, waar wil U my nog gebruik? Wat kan ek nog vir U doen? Onthou hier vir die Saulus op die pad van Damaskus, Handelinge hoofstuk 9. En ewe skielik toe verskyn omstraal 'n lig hom. En hierdie woorde wat hy sê, wat wil U hê, Here? Waar het hy iets van die Here gehoor? Waar het hy dit doen gekry met die Here? Dit was in die lewe van Stefanus wat hy gesien het. Hierdie man dien die Here met oorgawe. En hy het gesien hoe lyk iemand wat na siele soek. Hy daar al die naam van die Here. Hoor wat vra hy vir die Here? Toe daai lig hom omstraal, wat wil U hê moet ek vir U doen? Kyk vers 27. En ek lees vir jou vers 27, gaan net vir die 7 eienskappe so noem. Toe het hy opgestaan en gegaan. En daar was 'n man van Ethiopië, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar van Kandase, die koningin van die Ethiopiërs, wat oor haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. In een vers word die hele CV van hierdie Ethiopiër gegee. Hoor wat sê die Bybel? Hy was van Ethiopië, hy was 'n hofdienaar, hy was 'n staatsamptenaar, hy van die koningin van die Ethiopiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. Hier is die tweede kenmerk of eienskap van 'n gemotiveerde sielewenner, sy gehoorsaamheid. Hoor hierdie woorde. Vers 26 sê, hy hoor hierdie stem en hy het opgestaan en gegaan. Toe Jesus sy disippels roep, toe sê hy vir hulle, en hulle het dadelik alles gelos. Alles wat belangrik was, nette. Hoe fyn ingestel is ek en jy, as dit kom by gehoorsaamheid. Wat sy renasies het ek en jy baie keer as die Here vir jou sê, ag Here, U verstaan nie, ek moet hierdie dokument klaar kry, ek moet dit doen. Here, U weet hierdie ding moet nou ingaan. Daai alles, ken jy daai alles? En wanneer ek en jy uitstel, dan is dit iemand wat by ons verbygaan. Ek kom leer Woensdag aand na die bidtuur,
as ek na 'n plek toe en ek kom terug, ek sê Andy, ek was vanaand ongehoorsaam gewees. Daar waar ek was, het 'n man my so gestaan en kyk. En in my hart het ek geweet, ek moet vir daardie persoon, dis 2 mans, moet ek elkeen 'n traktaatjie gee. Ek hoor die stem van die Here duidelik na my toe kom en sê, praat met hulle. Nou staan ons aan die buitekant en ek weet ek moet weer by die huis kom en ek het 'n sekere tyd om by die huis te kom met goed en ek redeneer 'n bietjie met myself en ek sê toe ek in die motor klim en wegry, toe sien ek maar hierdie registrasienommer is Noordwes. Ek besef in my hart ek sal nooit weer die geleentheid kry om miskien met daardie man wat my so gekyk het. Hoekom het hy my gekyk? Hoekom het hy so vraend? Ek was ongehoorsaam in plaas dat ek maar net gesê het, al kom ek 10 minute, al kom ek 15 minute later by die huis, maak nie saak nie. Op pad redeneer ek met die Here. Was ek maar net omgedraai. Hoeveel keer het ek al vir die Here gesê, ek is so jammer. Hoor nou mooi, wat het Filippus gedoen? Hy het dadelik opgestaan, hy het op die stem gereageer en hy het gegaan. Dis gehoorsaamheid. Nie redenasies gevoer nie, dadelik. Hy was besig met 'n herlewingsveldtog. Dadelik. Dadelik. Hy was die Here se instrument. As jy Handelinge 8 gaan lees, jy gaan lees van vers 5 tot vers 8, groot dinge wat gebeur het. Groot dinge. Hy het dit gesmaak. Here, as U my op 'n eensame pad wil hê, waar U my wil hê, daar was 'n tyd wat hy ook gesing het. En hierdie week het ek baie daai ou haleluja lied, waar hy lê, daar sal ek heen gaan. Ons sing dit so maklik, Here, waar U lê. Ek sal gaan, Here, sal ek regtig gaan. Al is ek besig met alles wat belangrik is. In sy gehoorsaamheid aan die Here verlaat hy daai groot arbeidsveld. Hoor nou mooi. En hy gaan agter een siel aan. Op 'n eensame pad. Dis wat gehoorsaamheid doen. Een siel. Een siel. Kan ek vir die derde eienskap noem? Kyk daar in vers 26. Vers 26 en 29 tot 30, hoor gemooi. Ek lees, en die engel van die Here het vir Filippus gespreek en gesê, staan op en gaan na die suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gaza, en dit is 'n eensame pad. Dit is vers 26. Dan gaan vers 29 aan. Daar sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarin gehardloop, hoor gou mooi. Jy onderstreep in jou Bybel, jy omkring die woordjie, hy daarin gehardloop. Praat met u oor 'n gemotiveerde sielewenner. Hy was haastig, hy moet daar uitkom. Die Here sê, hy moet so vinnig as moontlik daar uitkom, hy's eensaam. Hier sit 'n Ethiopiër met vrae. Hy het 'n begeerte in sy hart om by die Here Jesus uit te kom. En ek noem jou die volgende eienskap van 'n gemotiveerde sielewenner. Let op sy ywer. Die Gees sê vir hom, die Heilige Gees sê, gaan. Die Bybel sê, maar hy het gehardloop. Hy het gehardloop. Hoor gou mooi wat ek vir jou wil sê. Vir sommige mense sê die Here, gaan oor see. Gaan doen vir my sendingwerk daar. En hulle is baie, baie ywerig om te gaan. Hulle skryf vir die kerkradbriewe. Hulle vra ondersteuning. Ons is op pad. Ons wil in Australië, ons wil daar gaan sendingwerk doen. Dan sê die Here net verander hierdie woorde. Gaan net gou oor die straat. Gaan praat met jou buurman oorkant, gaan praat met jou buurvrou en jou buurman langs jou. En dan ontbreek die ywer. As ons nie meer so ywerig om dit te doen. Nee, Here, stuur my eerder Australië toe, ek ken nie eers die taal nie, Here. Stuur my Nieu-Seeland toe, ek ken nie eers die taal nie, maar Here, stuur my, ek sal gaan om daar te gaan praat. Dan sê die Here, gaan net gou oor die straat. Hier hy selfde ywer. Let op wat doen hierdie man. Hy los daar
Hy hardloop. Hy loop nie so terug, ag Here, wat doen U nou? Ja, maar nou, nee. Hy hardloop. Sal jy hardloop as die Here sê, gaan na jou buurman toe gaan praat met hom oor die Here Jesus? Hulle oorkant. Of as ek jy baie meer ywerig as die Here sê, ek wil jou daar hê. Miskien in 'n ander dorp, ek wil jy moet daar gaan sendingwerk doen. Kom ek noem vir jou die 4 ene. Die 4de eienskap van 'n gemotiveerde sielewenner. Kyk vers B. En hy kom daar, hy hardloop na daardie Ethiopiër toe, hy's op daai eensame pad op die wa, en hoor wat vra hy hom, die B-gedeelte, hy sê, verstaan u wat u lees? Let nou mooi op, hoe gaan 'n sielewenner te werk? Hier is die 4de eienskap van 'n sielewenner. Hy stel belang. Hy kan ook by die wa eers verby gegaan, kom ons kyk, is dit wat die Here wil hê? Miskien sal die stem weer vir my sê, nee, ek hardloop terug. Hy kom by die wa, hier is die woord, hy soek 'n aanknopingspunt. Hy stel belang. Sê gou vir my, meneer, ek sien jy lees. Ek sien jy lees uit die Bybel uit, verstaan jy wat jy lees? Weet jy wat is die probleem van vandag? Ons het so besig geraak, dat ons nie regtig meer belang stel. En daar's 'n behoefte by mense, ag, praat net met my. Hoor net by my. Maar Here, U weet, ek moet nou daar kom soos wat ek Woensdag aand gemaak het, nee. Hy vra vir hom hierdie woorde, hy sê, verstaan u wat u lees, opregte belangstelling. Hy soek daai aanknopingspunt wat ek het die stem gehoor wat daar vir my sê, ek moet met jou kom praat, maar ek gaan dit nie nou al vir jou sê nie, ek wil net eers 'n aanknopingspunt hê, verstaan jy baie mooi wat jy lees, en kyk nou wat sê vers 31b, kyk gou mooi, en hy antwoord, hoe kan ek tog verstaan as niemand my die weg wys nie? Kyk nou mooi, wat maak hier die man? Vriende, wanneer by 'n siel kom, sal jy alles in jou vermoë doen om daai siel vir die Here Jesus te wen. Die B-gedeelte sê, toe vra hy Filippus om op te klim en by hom te kom sit. Kyk gou hierso. Hier kom die 4de eienskap van 'n gemotiveerde sielewenner, sy hoflikheid. Jy moet wag dat daai siel vir jou die deur oopmaak. Hy sê vir hom, kom klim op die wa. Kom verduidelik vir my, ek verstaan nie regtig wat ek lees. Die manier waarop Filippus die Ethiopiër aangespreek het hom die vrymoedigheid geneem, vir hom die vrymoedigheid gegee om Filippus in sy vertroue te neem. Hoor gemooi? Respek is iets wat ek en jy by mense moet verdien. Hy forceer hom nie af op die Ethiopiër, omdat hy nou hierdie man is wat net herlewing smaak nie. Nee, hy vra vir hom, baie mooi, verstaan jy wat jy lees? Hy stel so belang in hom, en hy wen sy vertroue. 'n Vreemdeling, kan jy dink? Hy's wild vreemd vir hom, en die een vers het ek vir jou gewys, wie was hy? Hy was die hofdienaar gewees, hy het 'n belangrike posisie gehad, en dit is asof hy die deur so vir hom oopmaak. Hy sê, hy moes die wa stop, sodat Filippus kon opklim. Hy sê, kom ek stop hier die wa, ek maak die deur oop, kom sit hier langs my, hoflikheid. Is dit nie mooi nie? Hoflikheid. Daar sê ek weer vir die CV van hierdie man. Hy druk hom nie af op hierdie man nie. Hoor gou mooi? As jy nou 'n siel wil verloor, dan forceer jy. As jy 'n perskaryp druk, dan jy maak hom vrot. Moenie daai siel vrot maak nie, met respek gesê. Moenie aan hom druk nie. Wag, hy maak vir jou die deur stadig oop. En hy is behoeftig, jy moet hom toelaat om die deur vir jou oop te maak, om die water laat sak, te laat staan, sodat jy kan opklim om langs hom of haar te kom sit. Verduidelik vir my. Ek lees hier, ek lees iets oor die Jesaja, maar verduidelik my, ek verstaan nie. As jy hierdie verhaal baie verder lees, dan kom jy agter, wat 'n voorreg het hierdie man Filippus, om hierdie enkeling vir die Here Jesus
te wen. Dit is wonderlik wanneer iemand jou innooi. Hy nooi jou in voordat hy Jesus in sy of haar lewe innooi. Hoor gou mooi. Mense kyk of dit eg is, of jy eg is. Hoor wat ek vir jou vanaand sê. Mense kyk hoe genuine is jy, verskoon die woord. Of jy regtig in sy siel belangstel. Baie mense stel in mense belang met 'n geheime agenda. Wat kan hy vir my doen of wat kan hy vir my gee? Nee. Daai man gaan jou dop en daai vrou gaan jou dop, gaan dit regtig oor my siel. Is my siel vir my werklik, vir hom werklik belangrik? Waaroor gaan dit vir hom? Hoflikheid gaan vir hom wys, is jy eg, is jy genuine? Gaan dit vir hierdie siele wen regtig, dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie jong meisie, hierdie jong seun, regtig in die regte verhouding met die Here Jesus moet kom. Kyk wat sê vers 35, en hier noem ek vir jou die 6de eienskap. En Filippus het sy mond geopen en van hierdie skrif af begin en die evangelie van Jesus aan hom verkondig. Gaan tel hoeveel verse daar geskryf word voordat hy enigstens kom om die weg van saligheid vir hom duidelik te maak. Dit vat tyd. Hy het toegelaat dat hierdie Ethiopiër met hom begin praat. Hy het al van 'n verhouding met hom begin bou. Hy het die deur al hoe meer oopgemaak. Hoor gou mooi. En vers 35 sê, en die verhaal begin by vers 26. Vers 9 verse daarna toe begin hy eers met hom praat. Hoor wat sê vers 36, vers 35. En Filippus het sy mond geopen. Wat was hy al die tyd? Hy was net die oor gewees. Hy het net geluister. As jy 'n goeie sielewenner wil wees, as jy werklik in 'n mens se hart wil inkom, moet jy eers leer om 'n oor te wees. Anderste, om net so iemand na die Here toe te lei, dan tel jy dit soos 'n worsmasjien. Jy kyk hoeveel worsies jy maak. 9 verse. Hy wag. Vertel my. Ek wil kyk wat in jou hart aangaan. Ek wil hoor wat in jou hart aangaan. Vers 35. Toe open hy sy mond. En hy begin met hom oor Jesus, die evangelie van Jesus Christus. Dit is wonderlik. Hier kom hy. Kennis. Dit wat ek vanmôre die 5 D's vir jou genoem het. Kennis. Wie is hierdie man van wie gepraat word in Jesaja 53? Arme kerk vandag. Arme teologiese colleges. Arme, hoor gemooi. Vandag word daar verkondig, as ons maar net hierdie teks ook wil leer ken in God se woord, dat Jesaja 53 verwys na Israel, na die Joodse volk toe. Hier sê die Bybel uitdruklik, Jesaja is niks anders as Jesus. Hy lees die Ethiopiër lees uit Jesaja uit. Wie is hier die man van wie gepraat word? Filippus. God instrument. Ek kan jou vertel. Hoor wat sê hy? Hy vertel hom, hy lees uit die Ou Testament uit. Hy vertel hom uit die Nuwe Testament die evangelie van Jesus Christus. Hierdie man waarvan Jesaja hier praat. Hy gaan vir die volk sterwe. Hy gaan sterwe. Hy gaan tussen hemel en aarde vir kennis omtrent Jesus. Dis die kennis wat ek en jy, God, die Heilige Gees gebruik net wat ek en jy weet. As jy nie lees nie, is daar niks wat die Heilige Gees kan gebruik nie. As jy nie Bybelstudie doen nie, is daar niks wat die Heilige Gees van God kan gebruik nie. Hy gebruik net wat jy gelees het en wat jy in jou hart om toesluit het. Hy kan net dit gebruik. 6de eienskap. Is dit waar van jou lewe? Is dit waar? Ek noem vir jou die laaste een. Ek wil dit vir jou wys. Kyk hoe hierso. Hierdie was vir my baie. Hy was in staat gewees om dit wat onduidelik was. Daar's baie onduidelikheid vandag by mense. Verwardheid. Dit wat onduidelik om 'n probleem was. Wie is hierdie? Wat sê hierdie Bybel? Wat sê? Waar kom hy daar? Hy verduidelik dit, hoor gou mooi. Hoor hierdie woorde. Hy verduidelik dit so op so 'n manier dat die lig van die woord, die lig,
Hy lees die woord, die lig van die woord val op sy duistere verstand en op sy verduisterde hart. Dit bring lig, daai donkerte verdwyn in een oomblik. En hy begin verstaan. Hoor hier? In 'n oomblik toe daai lig deurbreek. Hoe dit werk, ek gaan jou dit teologies verduidelik. Ek kan dit nie, dit gebeur net. Jy's besig om met iemand te praat. Jy vat die Bybel, jy gee vir hom, jy sê, lees gou hierso wat sê Romeine 3:23 byvoorbeeld. Almal het gesondig, wie is die almal? Nee, dit almal is jy deel van almal, ja. Want so lief het God die wêreld gehad, is jy deel van die wêreld. Terwyl jy daai vers lees, as ek my sondes bely, en die lig van God se woord breek deur. Wow, as ek my sondes bely, God is getrou. Hy snap dit. Dis genade. Wanneer die lig van God se woord in 'n duister verstand en 'n duister hart deurbreek. Hoor gou mooi, in een oomblik wil hy nog weet wie dit is. En Filippus verduidelik vir hom. Hy maak sy mond oop om die evangelie. En die volgende oomblik maak hierdie man 'n belydenis. Hy het nie 'n verskoon die kansel, hy het nie 'n cooking clue wat hy nou gelees het nie. En die volgende oomblik sê hy, ek glo dat Jesus Christus die seun van God is 'n Ethiopië op 'n eensame pad. Net deur dit wat Filippus aan hom verduidelik en die woord so oorweeg. Matteus 16 vers 16 sê, en ek het dit môre aangehaal, Jesus vra vir sy disippels, hoor nou mooi, hy vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Hy het so 'n bietjie die hoek uitgegooi. Wie dink julle is ek werklik? Hy vra, wie dink julle? Wie dink die mense is ek? En hierdie een sê, hulle dink hy is Elia, en daai een het gesê, hy is 'n goeie man, hy is daarom 'n profeet. En nou Petrus kom staan voor Jesus. Matteus 16 vers 16, hy sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Jesus sê vir hom, hy kyk hom so in die oë, hy sê, Petrus, hy sê, vlees en bloed, het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Toe hierdie man op die wa sit en hy sê hierdie woorde, ek glo dat Jesus Christus die seun van God is. Vlees en bloed het dit nie aan hom geopenbaar nie. Dis nie Filippus nie. Dis God die Heilige Gees. Wat getuienis. Ek wil vir jou sê die oomblik as dit gebeur in 'n man of 'n vrou se lewe, as daai lig deurbreek en hy snap dit. Daar's nie 'n groter vreugde as jy sien wat in so 'n lewe gebeur. Dit motiveer jou. Die laaste eienskap, kyk gou mooi. Vers 37. Hy het nou die evangelie aan hom verduidelik. En hy kom. Hy sê, toe sê Filippus, as u glo met u hart. Jy vat jou rooi pen jy omkring as jy met jou hele hart. As u glo met u hele hart. Nie halfpad nie. U is die seun. U is Jesus Christus die seun. As u dit glo met u hele hart, is dit geoorloof, en hy antwoord en sê, ek glo dat Jesus Christus die seun van God is. Hier kom die laaste kenmerk. Het ek hom nie op nie, was sy deeglikheid. Hy maak seker. Snap jy? Snap jy wat nou gebeur het? Sy deeglikheid, 'n sielewenner is iemand wat sorg, en hier kom nou die woord. Ek skud baie mense met hierdie woord. En baie mense hou nie van hierdie woord nie. Hy sorg dat daar nie 'n misgeboorte plaasvind nie. Ken jy 'n misgeboorte? Om iemand op 'n vals fondament te plaas. Nee. Snap jy dat dit wat jy nou met jou hele hart gedoen het, snap jy dit? En hy sê,
Ek snap dit dat Jesus Christus, hy snap dit met sy hele hart. Hele hart beteken hierdie woordjie. Hy het geloof, sekerheid ontvang. Hy sal nie kan sê, hy het maar net sy hartjie vir Jesus op die pad gegee nie. Nee. Hy het iets gesnap. Hy daardie oomblik toe hy dit gebid het, terwyl Filippus met hom gepraat het, terwyl hy besig was, duidelik en deeglik besig was om die skrif om so te verduidelik en oop te breek, hoor gemooi, en die evangelie lig deurbreek. Toe die evangelie, hoor gemooi, hy is goed gered geword. Hierdie man, hierdie Ethiopier, hy is goed gered, hy is deeglik gered. Hy bely dit, wow. Ek glo dit met my hele hart, dat Jesus Christus die Seun van God is, die redder. Is dit wonderlik? Ek gemotiveerde. Jy sien wat doen baie mense, ons is maar tevrede as iemand net uitkom, jy bid vir hom en hy sê, dominee, bid net dan vir my 'n gebed. Hoor hierdie woorde. Ons is so tevrede, maar Filippus was nie tevrede met 'n rasionele bekering, 'n gewone bekering nie, nee? Ag, hy het maar die ou gebedjie gebid en nou hoop en ons daar's maar verander. Nee. Ja. 'n Gemotiveerde sielewinner hou nie daarop nie. Hy wou seker maak dat hy die waarheid snap. En dat die waarheid, hoor nou mooi, nie hier vaslaan nie, maar in sy hart. Daar's 'n verskil om dit hier te hê en dit te weet. Daar's 'n ander ding as hy 30 cm verder afsak in jou hart. Hoor wat sê Handelinge 2:37, hy sê, Petrus is besig op Pinksterdag om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die Heilige Gees is uitgestort. Hoor hierdie woorde. Toe hulle dit hoor, wat hoor? Toe hulle die evangelie van Jesus Christus hoor, is hulle diep in die hart getref. Die een vertaling, ek nou so onlangs, toe lees ek hierdie vertaling, hy sê hulle is diep in hulle hart ingesny. Is dit mooi nie? Die evangelie, hy sny jou so in die hart in, nee. Diep in hulle hart, hoor gou mooi, pas op vir verstandelike bekerings. Pas op, Krimora bekerings, dis hier. Hy het hom met sy hele hart. Dis hoekom jy nie haastig moet wees om 'n siel na die Here Jesus toe te lei nie. Die lekkerste biltong lê maar so 'n bietjie in salpeter, laat hom maar daar lê, laat hom onder diepe sondeoortuiging sal kom. Laat hom maar lê. Totdat die evangelie diep in sy hart. En dan vra toe die evangelie daar tref, toe vra hulle, wat moet ons dan doen, broeders? Die evangelie lok altyd reaksie uit. Hy het nie vir hulle gesê, nou moet julle bekeer nie, hulle vra, wat moet ons doen? En toe sê Petrus, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Hoor gemooi. Handelinge 16 vers 14, so mooi vers vir my, ek bid hom baie. As ek vir die bid voordat ek bid hier toe gaan, voor 'n oggenddiens, voor 'n aanddiens, dan bid ek hierdie, hoor nou mooi. Paulus hulle is daar, hy hoor die Macedoniese stem, en om oor te kom om daar in Macedonië te gaan help. En toe ontmoet hulle hierdie vrou Lydia, sy was 'n purperverkoopster gewees. En hoor nou mooi, en Paulus deel die evangelie, hoor hierdie mooi woorde, nee. Die Here het Lydia se hart geopen. Voordat jy ooit met 'n siel praat oor die Here Jesus, dink jy dat die Here sou vir Filippus uit hierdie herlewing uitgehaal het, alvorens hy nie hierdie Ethiopiër se hart alreeds oopgemaak het vir die evangelie nie? En die Here het Lydia se hart geopen, oopgemaak. Die een vertaling sê ontvanklik gemaak, dat as die saad val, die oomblik as die saad val, die Engels sê to pay attention. Wow, hoor wat sê hierdie man, Paulus. Hoor wat sê hy? Hoor wat sê hy van Jesus? Hy het al hierdie vrou se aandag. God het gemaak
dat Paulus hierdie vrou se aandag het. God het gemaak deur die werking van die Heilige Gees dat sy haar hart oopgemaak het. Bid daarvoor, voordat jy met iemand gaan praat, bid, Here, maak hierdie man se hart oop. Ek gaan met hom praat, ek gaan met haar praat, maak hulle hart oop, sluit hulle hart oop. Vriende, mense se harte is toegesluit. Kan ek vanaand vir jou sê, jy sien die ligte brand, maar daar is niemand nie. Jy praat met iemand, dan lyk dit so, asof daar so iets voor hulle oë insak. Jy kry so vaar look in daai mense se oë. Jammer om dit te sê. Hulle het nie 'n cooking clue waarvan jy praat nie. Toegesluit. Here, sluit hulle harte oop. Neem hierdie waas weg. Dit is so asof daar iets afsaak. Here, neem daai donker doek nou weg. Jy sien dit in mense se oë. Hulle staar jou so. Jy is nie op dieselfde bladsy as ek nie. Net God maak daai persoon, sluit hulle hart oop, en die Here het Lydia se hart oopgemaak. Toe die woord hoor, sodat sy daarop geslaan het. Wil ons net dit vir jou sê, dis 'n verrykende onderneming, sielewenning. Kyk gou hierso, as jy Johannes 1 lees, vers 41 tot 43, dan gaan jy lees, kyk hierdie man, jy lees so 1 keer van hom, 2 keer in die Bybel, Andreas, hy het geen homiletiek, hy het geen prekende agter hom gehad nie, hy het net na Petrus toe gegaan en vir Petrus gesê, ek dink, ek het die Messias, het ek gesien. Hy maak vir Petrus so nuuskierig, dat dit waar Petrus mee besig was, los hy, en hy gaan saam met Andreas, en hy stap saam met hom, en hy sê, hier is die Messias, en hy lei hom na Jesus toe. Is dit nie wonderlik? Andreas, lei sy broer Petrus, na Jesus toe. As jy nou verder lees, in Handelinge 2 vers 14, het ons ooit weer van Andreas gehoor? Nooit weer nie. Ons lees van Petrus. Wat was die resultaat dat hy vir Petrus na die Messias toe gelei het? Nie nodig om dit te sê, in Handelinge 2 sê Petrus, hy het die Messias gevind, ja, hy het hom teleurgestel, hy het hom verloon, die Here het hom vergewe, maar op Pinksterdag staan hy en hy bring hierdie evangelie, hy is nie bang om oor Jesus te praat nie, hy kom daarin van vers 14 af, hy sê, julle het hom gekruisig, hy praat met die Joodse raad, hy vat hulle aan, hy sê, julle, om voor 'n synode te gaan staan, en vir 'n synode te sê, hoor maar, julle was die moordenaar, julle het Jesus gekruisig, en daardie dag sy boodskap bring 3000 mense. Waar het begin? As Filippus nie die moed gehad het om vir Petrus na Jesus toe te lei nie, sou die kerk van Jesus vanaand arm gewees het. Hierdie man staan, 3000, toe word daar 5000, jy lees, die kerk het net gegroei, mense het tot bekering gekom, die een het die ander na die Here Jesus toe gelei. Erg mooi, dit begin by een man, dit kan vanaand by jou begin, meneer, mevrou, dit moet by ons begin. Daar is so baie dinge waarvoor gebid gaan word, maar ek gaan dit nie nou vir die sien, ek sal dit op 'n opvolg doen vir u. Ek wil net vanaand vir die vraag, kwalifiseer u, as ek hierdie 7 eienskappe vanaand vir u noem, wil nie vanaand net vir die Here sê, Here, ek wil 'n sielewenner vir u wees, maar hoor gemooi, ek het gesnap, daar lê 'n verskil tussen om 'n sielewenner vir u te wees en iemand wat gemotiveerd is. Hy het bloed geryk. Soos 'n bloedhond, een hond wat op 'n bloedspoor is, hy het dit geryk, Here. Ek het dit gesmaak, toe ek sien hoe een siel by Jesus uitkom met sy hele hart, die verandering, ek het dit gesmaak, Here, gee my nog, gee my nog, gee my nog. Dis iemand wat gemotiveerd is. Dis iemand wat nie kan wag vir die volgende persoon om te kom. Ek wil net gou ietsie vir jou sê, meneer, ek weet nie, ken jy Jesus? Ken jy hom? Ken jy hom?
Meneer sê vir my, as jy vandag moet sterwe, sê vir my, waar gaan jy jou oë oopmaak? Aanknopingspunt. Stadig maar seker, hoor gemooi, in my leeftyd, as predikant, wil ek vanaand vir u sê, ek dink ek kan op my een hand, van 1984, nog lang voor ek in die bediening was, het ek al met mense oor die Here Jesus praat, ek dink nie ek kan op my een hand wys, hoeveel afjakke ek gekry het nie. Miskien hier en daar 'n koue skouer, maar mense is altyd oop, hulle is behoeftig, hulle is begeerig. Hulle wag net dat daar 'n Andreas sal wees. Hoe sal ons ooit weet? Hoe sal ons ooit weet? Hier is die volgende Petrus. Al wat ek hier moet doen, is om met iemand te gaan praat oor Jesus en hom of haar na Jesus toe te lei. Here Jesus, wat 'n voorreg om deur u gebruik te wees en gebruik te word. Om soos Filippus so oorgegee te wees aan u en te sê, Here, waar u my wil gebruik en hoe u my ook al wil gebruik, maak nie saak. Ek is so oorgegee. En wat ek doen, Here, wil ek doen met 'n hart wat oorgegee is tot die beste van my vermoëns. My so mooi as ek hierdie lees van Filippus, hy deeglikheid, hy het seker gemaak, hy het 100% seker gemaak dat as hy hierdie man los, dat hy so versekering, so 'n duidelike getuienis in sy hart het. Hy sê, ek glo dit met my hele hart. Dis nie 'n verstandelike glo nie. Ek het dit ervaar. Ek glo dat Jesus Christus, die Seun van God is, wat na hierdie wêreld gekom het om te soek. Hy het my gesoek. Hy het my gevind op hierdie eensame pad. Here, help ons. Help my. Help ons as gemeente. En ek bid dit in Jesus se naam. Ek wil vanaand vir u uitdaag in die slotoomblikke van hierdie diens. Daar waar u sit vanaand, u self vir die Here tot sy beskikking te stel en te sê, Here, as u my wil gebruik, soos 'n Andreas, is ek gewillig. Sal u dit doen? Wil u dit doen? Wie weet, wie is daar die persoon op 'n waar, en Jesus gaan jou in hierdie week na hom of haar toe stuur. Hulle is ontvanklik, hulle lees van Jesus, hulle het 'n begeerte na Jesus. Here, stuur my al, is dit na 'n eensame pad. 'n Vrou wat iewers te sit, 'n man wat iewers te sit, wat Jesus nodig het, stuur my na hom, stuur my na haar. Sal jy dit kan bid? Help my om so sensitief te wees, ingestel te wees op u stem. Help my om soos die disippels alles te verlaat, dadelik, alles te los. Dit waarmee ek besig is, God se werk gaan prioriteit kry. Daai siel gaan prioriteit kry, gaan hom na Jesus toe lei. Ag Here Jesus, ek bid dit. Help ons om 'n sielewenner, gemeente te wees wat so siele vir Jesus wil wen. Spreuke sê, hy wat siele wen is wys. Help ons om 'n wyse gemeente vir Jesus te wees. Sal u die naprediker van u woord wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons